Daar sê, goeiedag mense, geliefdes, Shabbat Shalom. Kom ons praat vandag oor 'n teks wat julle dalk nie regtig baie van hoor nie. Iets wat almal ken, ons het dit al gehoor, dalk nie veel gehoor nie. Uh Dalk het julle al baie daarvan gehoor, ek weet nie, maar ons het al so baie gehoor dat ons nie meer luister nie. Dit kan ook nie ding wees, nee. Nou ja. So ek praat van ons meester se woorde, Yeshua se woorde in Matteus 7 vers 13 tot 14. Nou kom ons gaan gou daar na Matteus toe. Dan kyk ek gou hier. Matteus 7 vanaf vers 13, nee. Ekskuus. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Nou, daar's min wat ingaan, min wat dit vind sê. Min. Hy sê nie die meeste nie. Hy sê nie baie nie. Hy sê nie almal gaan daar ingaan nie. Of almal wat 'n gebed sê, liewe Jesus, kom my hartjie. Min. Nou wat is min? Minderheid. Ek moet vandag vir julle vra, met alle respek en met alle liefde, maar ook met alle erns. Is jy een van daardie min? Of het jy jouself oortuig dat jy op die regte pad is, op die smal pad is, terwyl jy eintlik maar op die breë pad is? Wat beteken die woord eng of smal regtig? Kom ons begin by die woord self. Die Griekse woord in die Griekse teks gebruik Yeshua die woord stenos. Nou, stenos het veel meer betekenis as wat ons dink. Dit is nie net smal of nou nie. Ons dink aan eng, die Afrikaanse woord eng. Dit beteken smal, soos in 'n smal paadjie in die veld. Maar die woord stenos dra 'n dieper betekenis. Eerstens, beteken fisies smal, beperk, ja. Die pad is letterlik nie breed nie, daar's nie ruimte vir baie mense om saam te loop nie. Daar's nie ruimte vir jou en jou sonde nie. Daar's nie ruimte vir jou en jou kompromie nie. Tweedens, dit beteken moeilik, swaar. Die eng pad is nie net smal nie. Dit is moeilik om te loop. Dit kos moeite, dit kos sweet, dit kos trane, dit kos opoffering. En dan derdens, dit beteken verdruk, om te verdruk, druk. Benoude posisie. Die woord stenos is taalkundig verwant aan die woord klibo, wat ook beteken om te druk of te verdruk, druk te lei. Matteus 7:14 word die pad nie net stenos genoem, maar ook, kyk, die pad is smal en nou. Hy is smal, maar word ook telemine genoem, 'n woord wat direk van klibo afgelei is. Weet jy wat dit beteken? Dit beteken hierdie eng pad is die pad van lyding, die pad van verdrukking, die pad waar jy gedruk word deur versoeking, vervolging en deur die stryd teen jou eie vlees. So dit beteken beperkte toegang ook. Nie almal kan op hierdie pad loop nie. Nie almal vind hierdie pad nie. Slegs die wat bereid is om die vereistes te vervul. Slegs die wat bereid is om homself te verloon. Dit beteken streng, sonder ruimte vir afwyking. Op hierdie eng pad kan jy nie swaai na links of regs nie. Jy kan nie sê, ek volg jy so, maar ek hou ook die sonde aan nie. Jy kan dit nie sê nie. Jy kan nie sê, ek glo in Torah, maar hierdie gebod pas my nie. Of hierdie leefstyl pas my nie. Hierdie eng pad is strak. Daar's geen ruimte vir kompromie nie. Ek moet reën lekker nou. So die breë pad, inteendeel daarvan. Hoekom is dit so aantreklik? Laat ons nou kyk na die ander pad, hierdie breë ene. Yeshua gebruik die woord Eukoros.
wat beteken wyd, ruim, breed. Dis die pad waar jy ruimte het om te loop. 'n Bietjie links, jy kan rondswaai, 'n bietjie regs, jy kan stil staan, omdraai, rondkyk. Die breë pad is gemaklik, die breë pad is gewild, die breë pad is vol mense. Daar's baie. Dis presies hoekom dit so gevaarlik is. 'n ou filosoof van voor Messias se tyd het gesê, waarheid word nie gevind in die massas nie. Truth is never found in the crowd. So sien hierdie breë pad lyk nie soos 'n pad na die verderf nie. Dit lyk soos 'n normale lewe. Dit lyk soos 'n gesonde verstand lewe, dit lyk soos balans. Op die breë pad kan jy sê, ek glo in God, maar ek hoef nie so streng te wees nie. Ek hou die Sabbat, maar as dit ongemaklik word, kan ek 'n uitsondering maak, 'n bietjie reëls verander. Ek volg die Torah, maar ek hoef nie elke klein reël nou te hou nie. Jy weet, God kyk na die hart. Ek's 'n goeie mens. Ek maak nie veel groot sondes nie. Ek is dan sekerlik op die regte pad. En so loop jy voort. Gemaklik, rustig, sonder druk, sonder lyding, sonder opoffering. Maar Yeshua sê, daardie pad lei na die verderf. Nie na die lewe nie, na die verderf. So die toets, hoe weet jy op watter pad jy is? Nou kom die moeilike vraag. Die vraag wat ons almal moet beantwoord. Die vraag wat ons almal vir ons moet self vra. Jy moet jouself die vraag afvra. Hoe weet ek op watter pad is ek? Laat ek vir jou 'n paar toetse gee. Ek wil jou nie veroordeel nie, maar dis om jouself te help, sodat jy jouself kan ondersoek. So toets 1, is jou pad moeilik? Die enige pad, of hierdie pad moet moeilik wees. Dit moet die moeite werd wees, dit moet opoffering wees. Want dis wat daai Matteus 7 sê vir jou sê. As jou geloof jou niks kos nie, met ander woorde, dit kos jou nie geld nie, dit kos jou nie tyd nie, dit kos jou nie om jou gemak op te gee nie, jy hoef nie jou vriende op te gee nie, jy hoef nie gewildheid op te gee nie, dan moet jy jouself afvra, is ek regtig op die regte pad? Hierdie enkpad beteken, jy sê nee vir dinge wat die wêreld vir ja sê. Jy staan op wanneer ander bly sit. Jy praat wanneer ander stil bly. So jy staan op vir die regte ding. Jy bly nie sit en bly net maar stil. Sê nou maar niks nie. Nee, jy staan op vir die waarheid. Jy praat wanneer ander stil bly vir die sonde. Jy ly wanneer ander lag. As jy geloof jy niks kos nie, dan is dit dalk niks werd nie. Word jy verdruk? Onthou, die woord stenos is verwant aan plibo, verdrukking, lyding, druk. Yeshua het gesê in 1 Johannes 16:33, kom ons gaan soontoe. 1 Johannes 16:33. Daar's 1 Johannes. Is dit nou 1 Johannes? Kom ons kyk net terug daar. Johannes 16:33. Johannes 16. En dan gaan ons hier na vers 33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. So, is jy onderdruk? Is jou geloof onderdruk? Is dit waarvoor jy staan onderdruk? Paulus sê ook weer, hy praat met Timoteus in 2 Timoteus 3:12. 2 Timoteus 3 vers 12. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Yeshua Messias sal vervolg word. En almal wat ook godvrugtig
wil leef in Yeshua Messias, sal vervolg word. Almal. Nie bietjie daar, bietjie so nie. Nie sommige nie. Nie, jy sal dalk vervolg word nie. Almal. As jy nou nog nooit verdrukking ervaar het vir jou geloof nie. As jy nooit druk gevoel het van die wêreld af nie, as jy nooit vervolging ervaar het in jou geloof nie, dan moet jy regtig jouself afvra, leef ek regtig godvrugtig? Of het ek my geloof so verbind, dat die wêreld dit nie meer as 'n bedreiging beskou nie? So toets nommer 3. Is daar ruimte vir kompromie in jou lewe? Die engpad is sonder ruimte. Daar's nie spasie langs die kant nie. Sonder ruimte vir afwyking. Jy kan nie links draai nie, jy kan nie regs draai nie. Maar die breë pad, as volop ruimte. Op hierdie breë pad kan jy sê, ek weet die Torah sê dit, maar ek dink God verstaan my hart of my situasie. Ek weet ek moet vergewe, maar hierdie persoon verdien hy dit. Ek weet ek moet heilig lewe, maar ek is net 'n mens. Elke keer as jy 'n uitsondering maak vir jouself, elke keer as jy 'n kompromie sluit met die waarheid, verskuif jy van die smal pad na die breë pad. En die breë pad is vol sulke mense. Mense wat byna gehoorsaam is, mense wat amper toegewyd is, mense wat meestal waarheid volg. Maar Yeshua soek nie byna nie, hy soek nie amper nie, hy soek nie meestal nie, hy soek jou alles. Jy moet jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dan volg bekering. Yeshua, ons begin by Johannes. Johannes die Doper begin sy bediening met bekeer julle, want die koninkryk is naby. Yeshua begin sy bediening met bekeer julle, want die koninkryk is naby. Liefstes, ek praat nie vandag hier met julle as iemand wat beter is as julle nie. Ek staan nie voor julle of ek is nie voor julle as iemand wat elke dag moet kies watter pad ek moet loop. Elke dag het ek 'n stryd. Gaan ek dit doen? Gaan ek dit doen? Gaan ek kompromieer? Gaan ek nie kompromieer nie? En ek moet eerlik wees. Die smal pad is nie maklik nie. Dit is nie maklik om nee te sê vir die wêreld nie. Dit is nie maklik om op te staan wanneer almal bly sit nie. Dit is nie maklik om anders te wees nie. Dit is nie maklik om verwerp te word nie. Maar die pad na die lewe, die breë pad, is maklik. Die pad is gewild, die pad is vol geselskap, maar dit lei na verderf. Dis die pad na die verderf. Maar die pad na die lewe, ek moet vandag vir julle vra met alle liefde, maar ook met alle erns. Op watter pad is jy? Op watter pad is jy? Het jy jouself oortuig dat jy op die eindpad, die smal pad is, bloot omdat jy Shabbat hou, die feeste hou, kosher eet dalk, die regte woorde gebruik, maar intussen is jou hart ver van Vader af. Jou gedagtes is vol van die wêreldse dinge, jou prioriteite is nie reg nie, jy sê jy sal mense help, maar jy help hulle nie, jy sê jy sal iets doen, maar jy doen dit nooit nie. Is jou liefde koud? Of lou? Yeshua het vir die gemeente in Laodicea gesê, Openbaring 3, 15 vers 16, 3 vers 15 tot 16, kom ons gaan so intoe. Openbaring 3. Daar is hy, 15 en 16. Ek ken jou werke, sien julle, werke, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uit spoeg. Ek ken jou werke. Jy is nie koud of warm nie. Was jy maar koud of warm, nee. Maar nou is jy lou. Nou gaan ek jou uit my mond uit spoeg.
Lou. Slegte lou. Engels sê ek gaan jou uit my mond uit braak. As jy nie koud is nie, dan glo jy ten minste nog iets. As jy nie warm is nie, jy brand nie vir ons koning nie. Jy brand nie vir God nie. Jy's lou, halfpad, gemaklik, kompromie, staan God se woord teë, submit nie wanneer jy moet submit nie. En Yeshua sê, ek sal jou uitspoeg, ek sal jou uitbraak, sê die Engels. So, wat vra hierdie pad van jou? Wat vra hierdie smal pad dan nou van jou? Wat moet jy doen? Op jou pad van die lewe, jou smal pad van die lewe. Ek sal prakties probeer wees. Selfverloning. Selfverloning, Yeshua sê in Matteus 16:24, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Homself verloon, hoor jy dit? Dit beteken jy sê nee vir jou eie begeertes. Dit beteken jy sê nee vir eie gemak, jou eie wil. Wie sit op jou troon? Jy of sit Yeshua op jou troon? Dit beteken jy sê ja vir God se wil, selfs al wanneer dit pynlik is, wanneer jy nie daarvan hou nie. Die engpad vra dat jy jouself by die poort los. Jy kan nie jouself en Yeshua deur die poort dra nie, die poort is smal. Voortdurende gehoorsaamheid. Hierdie smal pad is nie 'n eenmalige besluit nie, dis 'n daaglikse keuse. Elke dag moet jy kies. Elke dag. Sal ek vandag die waarheid praat of sal ek lieg om myself te beskerm? Sal ek vandag vergewe of sal ek 'n wrok koester? Sal ek vandag heilig, afgesonderd lewe of sal ek toegee aan die versoeking? Sal ek vandag God eerste stel of sal ek my eie gemak eerste stel? Hierdie engpad is 'n lewenslange verbintenis tot gehoorsaamheid. Nie 'n eenmalige gebed, liewe Jesus, kom bly in my hart nie. Jy moet bereid wees om te ly. Onthou, die engpad is die pad van verdrukking, die pad van lyding, die pad van druk. As jy nie bereid is om te ly nie, is jy nie bereid om die pad te loop nie. Petrus sê, 1 Petrus 4:12 tot 13. 1 Petrus 4:12 tot 13. Kom ons kyk wat sê daar. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar naarmate julle die gemeenskap het aan die lyde van Messias, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurproef nie, want dit dien as beproewing. Dis nie iets vreemds wat oor jou kom nie, maar sover jy die gemeenskap het, sover jy saam met Messias ly, moet julle bly wees. Bly wees as mense julle vervolg, sodat julle by die openbaring, wanneer hy kom, wanneer ons die oordeel deurgaan, sodat julle kan staan voor die troon en kan sê, ek het die smal pad gevolg. Gemeenskap aan die lyding van Yeshua. Dit beteken jy sal vervolg word. Kom ons kyk wat sê Matteus 5. Matteus 5 praat ook daarvan. Waar is Matteus? Matteus 5 en ek dink 16. 15, kom ons kyk. En mense toe op nie lamp, laat julle so skyn, moenie dink dat het gekom het met die wet, okay, nee. As jy aan jou vader na die altaar, laat jy vader wees goed gesing, waar ek sê vir jou, daar is 'n seker weet, ek hoor van die uitkyk. Nou het ek terug. Salig is julle, wanneer die mense julle beledig en vervolg, en valslik allerhande kwaad teen julle spreek, om my ontwil. Salig is die wat vervolg word, ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die lewe.
Word jy vervolg? Die eindpad is die pad waar jy saam met Yeshua lyding ervaar, waar jy saam met hom verwerp word deur die wêreld en waar jy saam met hom die kruis dra. Dis 'n kyk soontoe want ek kyk vir die reën, dit is baie mooi. Jy moet afskei van die wêreld. Hierdie smal pad vra wat jy anders is as die wêreld. Anders. Paulus sê ook in Romeine 12 vers 2, ek gaan nie nou soontoe gaan nie. Maar hy sê word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, deur die vernuwing van jou denke. Word nie gelykvormig nie. Moenie soos die wêreld lyk nie. Die wêreld wil hê jy moet inpas. Die wêreld wil hê jy moet normaal lyk. Die wêreld wil hê jy moet soos almal anders rondom jou lyk, die baie op die breë pad lyk. Maar hierdie smal pad vra dat jy uitstaan, dat jy anders is. Jy moet afgesonder wees. Dis nie 'n maklike pad nie. Dit kos jou vriende, dit kos jou gewildheid, dit kos jou gemak. En as jy ernstig is op hierdie pad, dan kos dit jou lewe. Mense dreig jou om jou dood te maak. Mense val jou aan met wapens. Mense verwerp jou. Dis die pad na die lewe. Dit is die pad van Israel. En jy is genooi. Liewe mense, nou wil ek vir julle iets wys. Wat hierdie hele boodskap saamtrek, iets wat so diep is dat jy dit eers sien wanneer ek dit nou vir jou wys. En jy sal dit nooit weer vergeet nie. Dink aan die naam Israel. Ek weet, ek het al voorheen oor hierdie naam gepraat. In Genesis 32 vers 22 tot 28. Kom ons gaan kyk gou daarso. Genesis 32 vers 22 tot 28. Vers 28, nee man. Genesis 32, ekskuus, nie 22, 32. 22 tot 28. Dis nie alleen 'n verkeerde ding presies so. 32, 22, daar sê. Hy praat nou van Jakob. En hy het dieselfde nag opgestaan en sy 2 vroue en sy 2 slavinne en sy 11 kinders geneem en hierdie drif van die Jabok getrek. En hy het hulle geneem en hulle deur die rivier laat trek, ook laat deurtrek wat aan hom behoort het, met ander woorde al sy skape en beeste en sy slawe en so aan. Maar Jakob het alleen agtergebly en 'n man het met hom kom worstel tot dagbreek. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op sy heubeen sodat die heubeen van Jakob uit lid geraak het. In die worsteling met hom. Toe sê hy, laat my gaan. Jakob sê, laat my gaan. Want die dag het gewoon, nee, ekskuus, sê die engel met wie hy praat, die engel van God, laat my gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. En hy vra hom toe, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en die mens het oorwin. Jy het nie geworstel en God oorwin nie. Jy het geworstel om God te verstaan, om God by jou te hê en om die seëninge van God by jou te kry. So, by die Jabokrivier, met ander woorde kan ons sê, het Jakob eers tot bekering gekom. Wat is jou naam? Jakob, sê hy. Nee, nou gaan jou naam nie meer Jakob wees nie. Nou sal jy Israel wees. Asharel. Die mense wat met God worstel. Israel, Yasharel, Israel. Selfde. So hierdie naam beteken dan nou, hy wat met God worstel of hy wat met God stry. Hoor julle dit? Dink daaroor. Die naam van God se uitverkore volk
Die naam wat Jehova self aan Jakob gegee het, beteken nie hy wat gemaklik lewe nie. Beteken nie hy wat op die breë pad loop nie. Beteken nie hy wat nooit 'n stryd het nie. Dit beteken hy wat worstel, hy wat stoei, hy wat stry met God self. En nou verstaan jy hoekom die engpad, hierdie smal pad stenos genoem word. Die pad van druk, verdrukking, die pad van stryd. Die engpad is die pad van Israel. Die engpad is die pad van worsteling met God, om hom te ken, om hom te gehoorsaam, om hom vas te hou en nie te laat los nie. Als word jou heup selfs uit pootjie uitgeslaan. Jakob het nie gelos nie, hy het vasgehou. Al kry jy swaar, al het jy pyn. Ek sal nie laat gaan nie, tensy u my seën. Genesis 32:26. Dit is die pad. Jy hou vas, jy laat nie los nie, jy gee nie oor nie. Jy worstel deur die nag, deur die donker tye, deur die pyn, deur die eensaamheid, totdat die seën kom. Jy is genooi om deel te word van Israel. En hier is die kragtigste deel van hierdie waarheid. Jy hoef nie 'n bloed-Israeliet te wees om op hierdie pad te loop nie. Nee, jy moet ingeënt word. Kom ons kyk wat skryf Paulus in Romeine 11:17-18. Romeine 11:17-18. Romeine 11, En as sommige van die takke afgebreek is, en jy, wat 'n wilde olyfboom was, nou maar jy is deel van die heidene, onder hulle ingeënt is, onder Israel ingeënt is, het jy aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom. Moet dan nie teen die takke roem nie. As jy roem, dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel dra jou. Jy sal dan sê, die takke is afgebreek, sodat ek ingeënt kan word. Nou maar jy wil sê, die Jode is weggegooi, sodat jy as heiden kan inkom. Ja. Goed. Deur ongeloof is hy afgebreek. Maar jy staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy miskien jou ook nie spaar nie. En as sommige van die takke afgebreek is, en jy 'n wilde olyf tussen hulle ingeënt is, en deel gekry het aan die wortel, en van die sap, van hierdie makolyf, moet jy nie teen die takke roem nie. Jy's ingeënt. As jy enige pad kies, die pad van worsteling met God, die pad van gehoorsaamheid aan sy Torah, die pad van selfverloning en lyding, dan word jy ingeënt in die olyfboom van Israel. Jy word nie 'n nuwe boom nie, jy word nie 'n ander godsdiens nie, jy word deel van Israel, die volk wat met God worstel, die volk wat Jahwe vir homself uitgekies het as sy priesternasie. Onthou wat ons vroeër bespreek het, Jahwe het Israel gekies om as priesternasie op te tree, om die wêreld te seën, om die nasies na God, Jahwe te lei, om sy waarheid te bewaar. En as jy ingeënt word in daardie olyfboom, word jy deel van die roeping. Jy word 'n worstelaar met God. Jy word 'n priester vir die nasies. Jy word 'n draer van die waarheid. Maar, en hier is die waarskuwing. Paulus sê ook in Romeine 11:21-23, hy sê, as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy jou ook miskien nie spaar nie. Let dan op die goedertierenheid en die strengheid van God. Die gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou wat in goedertierenheid bly. Anders sou hy jou ook afgekap het. As jy dan in die goedertierenheid bly, dink daaroor. Die inenting is nie onvoorwaardelik nie. As jy die breë pad kies, as jy ophou worstel,
As jy ophou stry, as jy ophou gehoorsaam is, sal jy afgekap word. Die olyfboom het geen plek vir dooie takke nie. Stenos, Israel, olyfboom. Sien julle die goue draad wat hier deurloop? Sien julle die konsep, die betekenis, die verband van stenos? Enige pad, nie enige pad nie, die eng pad, die smal pad. Druk, verdrukking, stryd, moeite, die worstel. Israel of Yasharal, hy wat met God worstel, die volk wat op die smal pad wandel. Olyfboom, Romeine, die verbondsgemeenskap van Jahweh, die boom waarin jy ingeënt is, of ingeënt moet word as jy die eng pad die eng pad kies, ekskuus. Hierdie smal pad is die pad van Israel. Om hierdie smal pad te loop is om met God te worstel, om met God te worstel is om deel van Israel te word. En om deel te word van Israel is om ingeënt te word in hierdie olyfboom. Dis een en dieselfde ding. Jy kan nie sê, ek is ingeënt in die olyfboom as jy op hierdie breë pad loop nie. Jy kan nie sê, ek is deel van Israel as jy nie bereid is om te worstel nie. Jy kan nie sê, ek volg Yeshua as jy hierdie smal pad vermy nie. So die belofte aan die einde van hierdie pad. Nou, liewe mense, ek wil nie vandag met 'n waarskuwing eindig nie. Ek wil ook met hoop eindig. Ja, hierdie smal pad is moeilik. Ja, dit kos alles. Ja, dis die pad van lyding, dis die pad van worsteling, verdrukking. Mense gaan jou spot, jy gaan weggedryf word, mense wil jou uit hulle geselskap uit hê. Ag, praat hierdie ou alweer oor die Bybel. Kan hierdie ou nie net ophou om van die Bybel te praat nie? As hy mond oop gaan, praat hy van God. Dis op die smal pad. Net soos Jakob. Hy het die hele nag geworstel. Sy heup is uitlid. Hy het gekreun en gesukkel gelei, maar hy het vasgehou. En toe die son opkom, het hy iets gehad wat hy nooit tevore gehad het nie. 'n Nuwe naam, 'n nuwe identiteit en seun van Jahweh self. Hy was nie meer Jakob nie. Die bedrieër, die skelm, die een wat altyd sy eie pad geloop het nie. Hy was Israel, Yasharel, die wat met God geworstel het en oorwin het. Dit is die een pad, die enigste pad. 'n Nuwe identiteit, nie meer 'n kind van die wêreld nie, maar 'n kind van Jahweh. 'n Nuwe naam, ingeënt in Israel, deel van die verbondsvolk, 'n ewige seun, lewe in Jahweh se koninkryk onder die heerskappy van Yeshua. Yeshua het gesê, die pad is nou wat na die lewe lei. Lewe, ewige lewe. Nie net oorlewing nie. Lewe, volheid van lewe, ewige lewe. Lewe saam met Jahweh, lewe in sy koninkryk. Lewe sonder trane, sonder pyn, sonder dood. Kom ons kyk na Romeine 8, vers 18. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat in ons geopenbaar sal word nie. Want ek reken dat die lyding van hierdie teenwoordige tyd waarin ons nou is, al die verwerping, al die kere wat mense jou uit hulle geselskap wil hê, wat hulle sleg praat van jou, dat jy aangeval word, dit vergelyk nie met die heerlikheid wat in ons geopenbaar sal word nie. Veg vir daardie pad. Die lyding van nou weeg nie op teen daardie heerlikheid van dan nie. Die eng pad, die smal pad is moeilik nou, maar dit lei na ewige heerlikheid. Die breë pad is maklik nou, maar dit lei na ewige verderf. Lekker nou. Laat ek net nou so 'n bietjie gemaklik voel. Ek luister maar net so 'n bietjie wat hierdie ou sê. Laat ek bietjie beter voel. Ek gaan kerk toe, laat ek maar net bietjie beter voel oor myself. Net so voor my dood, laat ek net so bietjie beter voel. Laat ek wanneer ek dood gaan, laat ek net beter voel. Keuse is joune.
So, ek het 'n laaste waarskuwing. Jammer. Net na Yeshua praat oor die smal en die breë pad, sê hy iets wat ons almal moet hoor. En ek gaan dit nou vir julle lees, Matteus 7 vers 21 tot 23. Dis jy, Matteus 7 vers 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, meester, meester, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal daardie dag vir my sê, meester, meester, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedryf en in u naam baie ander dinge gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die onwettigheid doen, julle wat die wetteloosheid doen. Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en demone uitgedryf en baie wonderwerke gedoen nie? Mense tot bekering gebring. En met mense gepraat. En dan sal ek aan julle verklaar, gaan weg van my af, ek het julle nooit geken nie, julle wat die ongeregtigheid werk. Baie sal sê, Here, Here. Baie sal dink hulle is op die regte pad. Baie sal selfs groot werke in sy naam doen. Maar Yeshua sê, ek het julle nooit geken nie. Nooit. Hoekom? Want julle is op 'n ander pad. Julle wil nie die wil doen van die Vader nie. Julle stry nie om God te ken nie. Hulle het die woord gehad, maar hulle was nie gehoorsaam nie. Hulle het die uiterlike gehad, maar nie die innerlike nie. Hulle het die vorm van godsdiens gehad, maar glad nie die krag daarvan nie. Hulle wou ingeënt wees in die loofboom, maar hulle wou nie worstel nie. Hulle wil Israel genoem word, maar hulle wil nie die stryd voer nie. Hulle wil die seën hê, maar hulle wil nie die nag deur worstel nie. Geliefdes, moenie een van daardie baie wees nie. Keuse is joune. So ek sluit af met 'n eenvoudige vraag. Baie maklike vraag. Op watter pad loop jy? Is dit die smal pad? Die pad van selfverloning, gehoorsaamheid, lyding, afskeiding, die pad van Israel, die pad van worstel met God? Of is dit die breë pad, die pad van gemak, kompromie, gewildheid en die wêreld? Kies vandag, die keuse is joune. Maar onthou, min vind die pad. Min. En onthou, as jy die smal pad kies, word jy ingeënt in die olyfboom, jy word deel van Israel, die volk wat met God worstel, die volk wat Jahwe vir homself uitgekies het. Maar as jy die breë pad kies, sal jy afgekap word. Takke sal nie gespaar word nie, en hy sal jou ook nie miskien spaar nie. Mag jy vandag kies om deur hierdie smal pad te gaan, selfs al kos dit alles van jou, alles. Mag jy vandag kies om te worstel, soos Jakob geworstel het by die Jabok rivier. En mag jy vandag kies om nie te laat los nie, totdat jy seën kry. Worstel met God, totdat jy die seën ontvang. Want aan die einde van daardie pad, aan die einde van daardie worstelstryd, is daar 'n nuwe naam, 'n nuwe identiteit en 'n ewige lewe in die koninkryk van Jahwe. So kom ons bid saam. Jahwe Vader, ons kom voor U met oop harte. Ons bely dat ons dikwels die breë pad kies, die pad van gemak, die pad van kompromie, die pad van die wêreld. Ons vra U vergifnis. Help ons dan vandag om te kies, en môre en oormôre, elke dag daarna, om die smal pad te loop. Gee ons die krag om onsself te verloon. Gee ons die moed om te ly.
Gee ons die volharding om te worstel soos Jakob en nie te los nie. Gee ons die wysheid om die waarheid te volg. Gee ons die liefde om U bo alles te kies. En mag ons ingeënt word in U olyfboom, die boom van Israel, en mag ons deel word van U priesterlike nasie. Mag ons deel van die min mense wees wat hierdie smal pad vind. Ons bid dit in die naam van ons Meester Yeshua, ons Meester en ons Koning. Amen. Nou ja, ek hoop dit het vir julle iets beteken. Loop die smal pad. Shalom.